Goeiemôre. Jy luister na die 70ste oordeenking in die reeks 'n paar maal om die son. Vanoggend se tema is sosiale spieëls. In 1994 was 'n groep Italiaanse navorsers besig om eksperimente te doen op apies om te sien watter neurone vuur wanneer hulle gromboontjies of piesangs optel. Op 'n stadium was een van die navorsers besig om kos in 'n bak uit te sit toe hy toevallig opkyk na die TV-monitor. Die breinselle van die apie het presies gevuur in die motoriese bevelsentrum van sy brein asof hy self die kos opgetel het. Hy het dus die navorser dopgehou en wat die navorser gedoen het, het sy brein byna 'n presiese spieelbeeld van vertoon. Dit was die oomblik toe wetenskaplikes die bestaan van mirror neurons, spieelneurone, ontdek het. Spieelneurone bied 'n verklaring vir ons merkwaardige vermoë om dinge te weet wat moeilik is om jou vinger op te lê, soos dat iemand deur 'n moeilike tyd gaan sonder dat hulle dit vir jou hardop sê. Ons het die vermoë om mense te lees, om dit so te stel. Daniel Goleman vergelyk spieelneurone met neurale Wi-Fi. Die vermoë om 'n ander persoon se emosionele staat en selfs intensie te kan lees. Mense wat met mekaar in koneksie leef, veral oor 'n langer tydperk, begin mekaar se woorde aanleer. Hulle mimiek mekaar se manier van praat, hulle mannerismes, handbewegings, emosies, die ritme van hulle stemme. Ja, inderdaad kan hulle mekaar opgewonde en hoopvol maak of negatief en neerslagtig. Ons sê baie keer, ons tel mekaar se energie op. Dit het met spieelneurone te doen. Ons verkry dus neurobiologiese insigte, nie alleen van ons eie brein nie, maar interpersoonlike neurobiologie. Ek het destyds in my imago verhoudingsterapie opleiding geleer hoe belangrik dit is dat ons in ag neem wat met ons brein gebeur wanneer ons kommunikeer en veral wanneer ons in rusies betrokke raak. Alle sensoriese inligting en sensasies uit ons omgewing word deur die thalamus ontvang. Die thalamus neem belangrike besluite om hierdie inligting te verwerk in 'n samevattende, verstaanbare geheel en stuur dit dan in twee verskillende rigtings, die amygdala en die frontale lob. Die boodskap na ons amygdala, wat deel is van ons limbiese stelsel, gebeur baie vinnig. Vinniger as die paar millisekondes langer wat dit neem na ons frontale lob toe, aangesien die limbiese stelsel verantwoordelik is vir ons oorlewing. Dit kan dus gebeur dat ons limbiese stelsel ons breinprosesse kaap. Wanneer die sensasies as gevaarlik geag word, stuur die amygdala noodseine uit die liggaam blitsvinnig, sodat streshormone kortisol en adrenalien afgeskei word. Ons hartklop versnel, ons bloeddruk styg, asemhaling is vinniger, dis vlakker, ons maak gereed om te veg of te vlug. Hoewel die amygdala oor die algemeen baie goed is om situasies reg te lees, kan dit ook soms 'n situasie as gevaarlik interpreteer wat nie noodwendig so is nie. Soos 'n tuinslang in die donker, wat jou in 'n oomblik indrukwekkend hoog in die lug laat spring, terwyl jy 'n noodkreet uiter, net om 'n oomblik later heel verleed te kyk of iemand jou nie dalk gesien het nie. Dit was 'n tuinslang, nie 'n slang nie. Ons kan ook op grond van ervarings oor 'n leeftyd opgedoen in verhoudings en wat in ons limbiese stelsel gestoor is, in 'n rusie met iemand hier betrokke raak wat eintlik gaan oor seer wat ek gekry het daar, lank terug in my lewe. Op grond van die stimulus uit ons omgewing, die woorde wat 'n persoon vir my sê, suggesties wat hulle maak, gesigsuitdrukkings, liggaamshouding, stemtoon en dies meer, kan ons skielik 'n ander persoon as vyand nommer 1 sien. Die rusie eskaleer tot op 'n punt dat mense op mekaar kan begin skree of selfs
te lyf gaan, koppies rondgooi of 'n gat in 'n deur slaan. Na die tyd is een of albei partye erg verleë dat hulle dit so verloor het. Maar dit is wat gebeur as ons limbiese stelsel oorneem en ons dink ons moet nou veg of vlug om veilig te bly. Soms word daarna verwys dat ons reptielbrein oorneem in so 'n situasie. Soos iemand eendag in so 'n dialoog, in 'n imago-dialoog gesê het, dit maak vir hulle sin, hulle moet dit eintlik die krokodilbrein noem, want jou ore word al kleiner en jou mond al groter. Maar die thalamus stuur ook die boodskap deur na ons neokorteks of frontale lob. Die gedeelte in ons brein wat verantwoordelik is vir bewuslike keuses, waar ons reflekteer, opsies oorweeg, emosies verwerk, gedrag moduleer en die vermoë het om empaties te kan luister. Wanneer ons na 'n ander persoon empaties luister, raak beide persone rustiger en ons begin die gebeure verwerk in die hede, waar nuwe moontlikhede oorweeg word, waar ons begrip het vir mekaar. In daardie oomblikke weet jy dat jou man of jou vrou is nie jou pa nie, of is nie jou ma nie, of is nie die juffrou wat jou seer gemaak het in die verlede nie. Jy's hier en nou in 'n nuwe verhouding. Die kragtigste manier om dit te verkry, is om 'n ander persoon se woorde te speel. Ek hoor jy sê, en herhaal dan so na as moontlik wat die ander persoon gesê het, om hulle te verstaan en hulle wêreld te besoek. Maar daaroor praat ons môreoggend verder. Kom ons bid saam. O Here, almagtige God, heerser oor die wêreld. Selfs toe die aarde nog woes en vormloos was, was U die koning van die heelal. En wanneer alles wat bestaan tot 'n einde kom, sal U nog steeds regeer. U is die allerhoogste waartoe ons denke in staat is. Niks kan U wese en U wysheid ewenaar nie. Daar bestaan niks wat met U vergelyk kan word nie. Aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid. Daar is geen begin of einde van enige iets sonder U nie. In Jesus naam. Amen. C.H. Langehoven het gesê, ploeg self op die klipland en gee vir jou knegt die sagte grond. Dan sal jy jou knegt behou en jou ploeg ook. Liefde en 'n geseënde dag vir elkeen.